Dit was 'n tweede verdieping plek. En ek het ook gesluit die mense die plek gewys en hulle was baie gelukkig. Hulle het terloops die plek toe nog gevat ook. Maar toe hulle nou uit is, toe moet ek nou gaan om alles toe te sluit, vensters toe te trek, die hele ding. Toe sluit die voordeur toe en wil glad nie weer oop nie. Gelukkig het ek my foon by my gehad. Toe vat dit die ou wat die locksmith is 'n uur om daar uit te kom. So ek het in daai plek vir 'n hele uur vasgesit. So dit was nag geweest, maar ja, daar's baie ander stories op, maar daai was vir my rol want ek het nog afsprake daarna gehad en ek moes alles kanselleer. Wat is die belangrikste ding vir jou wanneer jy 'n huis kies? Ligging, prys of hoe dit lyk? Ek dink in hierdie geval die belangrikste vir my is ligging en prys. Want kyk, as mens hier dan het mens nie eintlik baie groot budget om groot te spandeer nie. So dit moet ligging wees, is dit naby jou werk of naby die skole en dan ook jou prysklas, want jy moet nou elke maand hierdie geld uitlê en daar's altyd ander kostes by, tensy al jou water en ligte al goed ingesluit is, maar in meeste gevalle moet jy nog dink aan die kostes wat bykom. So ligging en prys. Wat is die grootste fout wat eerste keer huurders maak en hoe kan hulle dit regmaak? As mense nou kyk na eerste keer huurders, veral die jonger mense, hulle is oorgretig, hulle is excited, hulle wil nou die eerste beste plek vat wat hulle kan kry. En dan op die einde van die dag is hulle nie gelukkig nie, want dit is of te ver van hulle werk af, of nie in 'n goeie area, die ligging is nie reg nie. So ek sê hulle moet net rustig vat. Ek weet dit is 'n groot opgewondenheid om nou jou eie plekkie te hê, jy kom uit die huis uit, maar vat jou tyd. Kyk plekke uit, gaan na 'n hele paar plekke toe en besluit eers voor jy net sê ja, ek vat die eerste beste plek wat kom. Is eiendomverhuurings net 'n werk of is dit ook iets wat jy regtig liefhet? Eiendomsverhuurings het ek groot geword nie, so ek ken dit soos uit my kop uit. Destyds toe ek nog kind was en my familie het verhuurings gedoen in Johannesburg, was daar nie al die reëls en regulasies van jy moet by die PPRA registreer en al daai goed nie, so dinge het baie verander. Maar dit was nog altyd in my veld gewees. Ek geniet dit verskriklik om nuwe plekke te sien, goeie huurders in te kry en almal gelukkig te hou en die beste te doen wat ek kan. So ja, dis nie net vir my werk nie, dis 'n passie vir my. Wat is die mees unieke huis wat jy al ooit verhuur het en wat het dit so spesiaal gemaak? Dit was 'n kompleks wat ons bestuur het in Johannesburg. Daar was nie 20 eenhede in die plek. En hy was in 1953 gebou, so dit was 'n verskriklike ou kompleks. Maar verskriklik mooi en nog groot ruimplekke. Die twee slaapkamers was 84 vierkante meter. So dit was lekker groot plekke. Maar die mense het van sekere eenhede gesê dit spook daar. Nou hoe waar dit was, weet ek nie. En ons het die plek vir 18 jaar bestuur. So ons het verskriklike snaakse stories gehoor wat kinders gesien het en ouer mense gesien het. En ek sal daai plek nooit ooit vergeet nie.